mense wat baie te sê het oor my uitsprake, maar miskien is dit omdat hulle nie op hoogte van nuus is nie. Maar julle kan maar vir Deborah glo, want baie van die goed wat ek sê, 95% van die inligting wat ek vir jou gee, word beaam deur wêreldleiers, wêreldpolitici, bekende mense, joernaliste, gewoonlik 'n rukkie nadat ek dit gesê het. So onthou julle nog hierdie stukkie video van my. Ja, die FSA het 'n pirate state geword. Nou ja, voor ek nou Trump se ou videoetjie speel waar hy nou erken, hulle is 'n piracy state. Kom ons kyk 'n bietjie, want dit is nou al 'n geruime tyd, dit is nou al van Maduro af, is eintlik al van voor Maduro af, maar ek gaan dit nou bewys hierso. Maar kyk, ek word maklik uitgemaak as 'n leienaar. Ek is nou 'n leienaar en 'n bedrieër en 'n valse profeet. Maar die probleem lê by julle, lê nie by my nie. Ek lees die nuus en ek luister die nuus en ek luister na verskeie analiste aanhoudend. Dis wat ek doen vir 'n lewe. En hulle almal sê dieselfde ding. Die FSA loop en steel, bedrieg, moor, kaap regerings, maak onnodige oorloë, as die boelie van die wêreld. Maar hier's 'n oulike beriggie van hoe hulle met hulle navy en alles nou bote steel, tankers, olietankers steel, en ek gaan jou nou verduidelik hoekom hulle dit doen. This video, released tonight by the Attorney General, shows U.S. forces fast roping from helicopters, storming the deck with their guns drawn as they seize control of a massive oil tanker off Venezuela's coast. Word of the mission, the surprise mission, came from the president himself today. Venezuela's government is responding and calling the U.S. seizure a barefaced robbery and act of international piracy that they say is aimed at taking the country's oil. The president was asked about what's going to happen to the oil on that tanker, which we are told here at CNN was headed for Cuba. What happens to the oil on this ship? Well, we keep it, I guess. So, waarmee is Amerika besig? Amerika het sy eie olie en sy eie gas. Hy kan homself dra in terme van olie en gasreserwes. Maar sy probleem lê by die petrodollar. En die petrodollar is besig om ineen te stort. Want die BRICS-nasies begin handel dryf in hulle eie currencies en nie in die Amerikaanse dollar nie. Wat beteken die Amerikaanse dollar gaan op homself ineenstort en dit sal erger wees as die groot depressie van 1929 en 1933. So, en dit weet die Amerikaanse regering, hulle is op pad uit. Die BRICS-nasies is die opkomende superpower wat besig is om in te kom. En nee, Jesus gaan dit nie keer nie. Vir ingeval jy so gedink het. Hy gaan dit toelaat. So, die FSA is besig om die markte, wat hy kan in die hande kry, te kaap, soos die Venezuela-mark. Iran is daar nou 'n blokkade, so die idee is, niemand kan by Iran koop nie. Rusland se skepe word ook gekaap deur die FSA vloot. So nou hoe nou? So hulle moet nou almal gaan koop by Amerika, en dit is onder andere een van die redes hoekom ou Trompie daar by ou Xi Jinping was, daar in China, en vir hom gevra het, ag jy moet by ons koop, want China is die grootste aankoper van olie en gas in die wêreld. Hy het nie sy eie bronne nie, so hy moet dit iewers gaan kry. En Iran is een van sy grootste verskaffers. So nou, Trompie vir hom sê, luister man, koop eerder by ons, en dan moet jy natuurlik in dollar koop. En nie net dit nie. Die Amerikaners se volgende plan is, jy moet hulle skeepswerwe ondersteun. Dit wil sê, jy kan nie jou boot bring in volmaakie by ons nie, jy moet een van ons bote, so ons gaan bote bou, jy moet hulle befonds, so, en dan hier ons hierdie boot aan jou, en ons bring jou olietjies vir jou, en moenie worry nie, die Amerikaanse Navy gaan die bodyguards wees. So don't you worry, ons het die mark gevat, ou maat. Hulle plan is om die hele westerse hemisfeer te vat, en dit sluit Afrika in. Dis hoekom hulle kom vir Suid-Afrika. Maar hoe dit ook al sy. Nou die groot probleem is hier, is dat die FSA na die Tweede Wêreldoorlog 'n belofte gemaak het en gesê, maar ons sal wees die wêreldse Navy, ons sal hierdie handelsroete op die see veilig hou. Ons gaan nie weer 'n oorlog hê, soos die Tweede Wêreldoorlog, waar Hitler blokkades gehad het, en die skepe kon nie beweeg nie, en die Britte het almal gevrek van die honger, byna, amper.
As dit nie was vir hulle eie mense wat begin uit om by die huistuintjies te maak en die tipe van ding nie, was hulle onderdeur. Maar ons gaan dit nie weer toelaat nie. Die Amerikaanse vloot sal sorg dat die handelsroetes op die see veilig en vry is. Ja, né? Ek sê mos die Amerikaners is leenaars. En die rede hoekom hulle leenaars is, het alles te doen met hierdie Joodse geldmag. Committee of 300 en Council on Foreign Relations, al daai topstruktuur. Die Bybel sê die Amerikaanse staat is 'n lam, want hy kom uit die protestante geloof het, hy het ontstaan uit die protestantisme, maar hy praat soos 'n draak. So ons kom ons nou sien hoe praat hy soos 'n draak. So kom ons luister 'n bietjie na hierdie video van Trompie, waar hy erken, hulle is 'n parasiet. So, ek meen, ou Trompie stem 'n bietjie saam met ou Deborah. Kan jy dit glo? And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games. It's not often that the leader of a country boasts that he and other government officials act as pirates and engage in acts of international piracy. But this is exactly what just happened. Trump gave a speech this May in which he boasted that the U.S. military has carried out a blockade of the Strait of Hormuz, the narrow strait off the coast of Iran. And Trump boasted that the U.S. is taking over Iran's cargo ships and taking over its oil. Trump boasted that, quote, it's a very profitable business, end quote. And then, as always, Trump said the quiet part loud, and he gloated and said, we are pirates engaged in international piracy. Listen here. We have such great military and great Navy, and they were going straight through. And they said, turn your ship around. And there was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away, and one shot into the engine room, blew up the engine room, the ship stopped. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games.